There's a growing spark, a crack of light in the dark, a dream making its way to see the light of day. It's a part of who we are. All I see is all that we can be. I believe we can do about anything. In hierdie episode oor Mandri en Quinn se troue, praat ons met die eienaar van Villa Castellini waar hulle getrou het. Ons gesels met die persoon wat die koek ontwerp het. Dan gesels ons met Mandri oor die inspirasie agter haar trourok, die grimeerkunstenaar wat Mandri so pragtig laat lyk het, die strooimeisies, die strooijonkers en almal wat net 'n groot fees van die dag gemaak het. Geniet dit saam met ons. Welkom by Dit is jou troue. Stel jouself net voor, jou naam jou van en dan presies verduidelik vir my wat jy met hierdie koek gedoen het. Hallo, ek is Joy van Sweet Joy Wedding Cakes en ek is hier in die Garden Route en hierdie is 'n koek wat ek gemaak het vir die bruid en bruidegom. Hulle wou 'n baie simpel, elegante koek gehad het, so ons het vir 'n rustic buttercream finish gegaan en dan vars blomme opgesit met 'n personalized cake topper. So, as ons mag vra, wat's onder die versiersuiker? So ek het 'n vanilla koek met 'n dolce de leche en 'n Swiss meringue buttercream. Is daar iets aan die ontwerp van die koek wat jou inspireer het? Die bruid wou baie simpel, classic, elegant en timeless gehad het. So ek het myself restrain en dit net beautiful en simpel gemaak. Dit is baie lekker, ons gaan natuurlik later proe vanaand. Dankie vir jou tyd. Dankie. 'n Troue is mos 'n geleentheid waar daar fees gevier word. En wat sal 'n fees nou wees sonder musiek? Saam met ons vir George, die man wat die plate gaan speel vir vanaand se troue van Quinn en Mandri. Wat se spesifieke musiek het Mandri en Quinn voorgevra? Hulle wil Afrikaans, bietjie rock ingooi, Afrikaans rock, lekker losdansmusiek, Engels en Afrikaans gemix. Geef ons 3 treffers wat hulle spesifiek voorgevra het. Hulle het gevra vir, ek weet vir Juicy Wiggle en hulle het gevra vir lekker Afrikaanse song, daai een van Jay en Leani en ja, ek het nou sy naam vergeet en dan het hulle ook gevra van The Glen. En wat dink jy van hierdie troue? Dink jy dit gaan 'n mooi aand wees? Ja, nee, ek dink dit gaan 'n baie mooi aand wees, veral met die view in die agtergrond hier in die saal. En ek dink die mense gaan vanaand, dit is hoe ek agtergekom het hoe hulle met my gepraat het, dit gaan 'n lekker crowd wees. Hulle gaan wil kuier en lekker dans en homself geniet. Also baie dankie George. Baie dankie. Staan nie saam met Mandri se strooimeisies. Wat is jou naam en hoe het jy strooimeisie geword? My naam is Marley en ek ken vir Mandri al baie lank. En ja, so ons het baie goeie vriendskap en dis wat strooimeisie geraak het. Wow, is daar iets spesiaal wat jy aan kan dink oor Mandri en op pad hiernatoe? So, ek moet maar net vir haar sê, sy is 'n uitnemende mens en sy het 'n hart van goud en sy moet die mens bly wie sy is. So baie dankie. Wat is jou naam en hoe het jy strooimeisie geword? My naam is Dianai. Ek en Mandri was op skool en ons is al vriende van toe af. So it's maar 'n long friendship en dis hoe ek hier gekom het. Wow, is Mandri vertel 'n bietjie van haar vriendskap. Kwaliteite as 'n vriendin. Mandri is 'n verskriklike loyale mens. Sy's altyd daar as jy die foon al bel en sê ek het hulp nodig, dan sy altyd daar wees en in haar kar klim en help. Sy's altyd daar vir jou en sy's verskriklik loyaal. Ietsie spesiaal wat jy vir haar wil sê op hierdie dag? Ek wens dat haar dag so mooi is soos wat sy is. Dit is my wens vir haar en dat hulle 'n wonderlike huwelik saam sal hê. Baie dankie. Sien jou later. Okay, sê net vir ons, wat is jou naam en het jy strooimeisie geword op Mandri se troue? My naam is Michelle en ek is Mandri se jongste, wel nie jongste nie, wag, kat. Ek kan nie dit sê nie. Sorry.
Okay, kan ons van vooraf begin asseblief? Ek kan nie die jongste sussie nie, want Megan is die jongste. Ek is nie die jongste. Ek is nie die jongste tussen my en Mandri, maar nie Tony. Okay, so kom ons begin van vooraf. Gaan ek net weer begin by ek is Michelle. Okay, my naam is Michelle en ek is Mandri se sussie. Dit is hoe ek hier op die Bruid Meisie team is. En is jy bly jy's op die team? Ja, natuurlijk. Dis awesome. Wat se tipe suster is Mandri? As jy dit kan vergelyk met hoe van jou ander vriende se susters is. My sussie is baie streng, maar sy is baie liefdevol en sy is die beste sussie wat mens voor kan vul. Wat bedoel jy streng? Sy is streng, soos sy dink sy is die ma. Iets mooi wat jy wil sê vir Mandri op 'n mooi dag? Ja, ek wens dat die Here haar sal seën en hulle huwelik sal seën en dat sy vir altyd gelukkig sal wees saam met Koen. Dis pragtig. Dankie vir jou tyd. Perfek. Stel jouself voor en net hoe jy en Mandri se verhouding ontwikkel het in so 'n verhouding dat jy vandag die strooimeisie is. So, ek en my naam is Shannon. Ek en Mandri is al vir 16 jaar lank beste vriendinne. Ons het saam skool gegaan, saam ringbal gespeel en van daar af het ons verhouding net sterker gegroei deur al die groot mylpale saam gaan, my troue, ons kinders, so ja. Ietsie spesiaal wat jy aan kan dink op so 'n dag as jy dink aan Mandri en sy wat nou trou. Wat gaan deur jou gedagtes? Ek dink net aan die fantastiese mens wat sy is en dat sy nog al die jare daar is vir almal en dat dit bietjie ons beurt is om daar te wees vir haar. Dit is vir my 'n absolute groot voorreg om vandag langs haar sy te staan terwyl sy hierdie groot stap in haar lewe neem. So ja, ek is trots vandag. Dis wat jy Ietsie mooi wat jy vir haar wil sê? Dankie vir die fantastiese mens wat sy is en dat ons enige tyd op haar kan staan maak. Dis baie mooi. Baie dankie en geniet die aand. Dankie. Ons het vinnig 'n spesiale toestemming gekry om hier by Mandri in te loer terwyl haar laaste grimering gedoen word en dan gaan ons met die grimeerkunstenaar praat. Also, ons is hier by Mandri. Mandri vinnig, né? Hoe voel jy? Baie rustig, kalm en reg. Ready to go. Ja, jy is super rustig. Ja. Stel asseblief ons voor aan jou grimeerkunstenaar en hoe het jy op haar afgekom? Hierdie is Donna Taylor. As jy enigiemand in die Garden Route vra, dan kom Donna se naam heel eerste op en daar's niemand anders wat ek meer vertrou as haar nie. Dankie. Donna, vertel vir ons 'n bietjie, wat het jy met Mandri se grimering gedoen? So, Mandri het verskriklike mooi striking features, so ek het baie daarmee gewerk. Haar inspirasie was ook om 'n bietjie meer intensiteit op die oë te sit, 'n bietjie sagter op die lippies. En dan natuurlik haar hare. Dit was 'n hele proses op sy eie. Ek het 'n grap gemaak vroeër dat ons het hierdie hare gemanifest. Sodat hare lekker goed werk saam met die vochtigheid in die lug. Dit is mooi, sy het mooi treatments en alles gedoen vooraf en ons het 'n lekker Hollywood wave gedoen wat heel dag gaan hou. So hy is lekker styf gespuit en gereed om te gaan. Sê my gou vir jou as grimeerkunstenaar, is dit vir jou lekker om instruksies te vat van 'n bruid af en dit dan so naby moontlik uit te voer? Ja, natuurlijk. Definitief. Vir my is dit die lekkerste om 'n look te kan vat en 'n persoonlikheid te kan vat en hulle inspirasie, my inspirasie en expertise bymekaar te kan sit en 'n look te kan create, as ek dit so kan sê, wat die persoon, die kliënt en die bruid baie gelukkig maak. Ja, het is lekker om te sien trots is op jou werk. Wel gedaan. Mandri lyk ongelooflik baie mooi. Ek sê altyd ek leer net in die lyne, so dit is 'n mooi canvas om mee te werk. So dit is fantasties. Dankie Mandri. Ons sê Mandri sien jou later. Dankie vir die tyd. Don't have to travel the world or date around. Trying to find myself, don't wanna wonder who you're with in 20 years and regret it. I gotta tell you now,
before you make some plans. They say when you start falling, there's no coming back again. Vannig, net so voor die groot dag begin, nou, hoe voel jy? Ja, 'n bietjie op my sene wees, maar ook baie opgewonde. Enige verwagtinge van hoe Mandri daar gaan lyk? Ek weet sommer klaar sy gaan beeldskoon lyk. Ja, ek sê dit vir elke dag. Wat 'n kleur dink jy gaan haar rok wees? Hooplik wit. Sien ek vinnig wat 'n kaartjie is dit en wat staan in die kaartjie? Wel, is die vowels wat sy aan my geskryf het. Ek het myne ook aan haar geskryf. So ja, is maar net die beloftes wat sy aan my gaan maak. So kyk as sy dit actually oh shit, sorry. Kyk as sy dit gaan nakom. Oh, is 'n lekker een vir die blooper deel. Ja, is dit vir jou swaar om sulke beloftes te lees? Nee, glad nie. Dis goed wat sy meestal klaar doen. Elke aand 'n bord kos maak, 'n goeie vrou wees, goeie ma vir my kind. So dis dinge wat sy elke dag al klaar. Dis wonderlik. Ja. Okay. Sterkte sien later. Baie dankie. Voorin. Ek sien soms strooijonkers. Stel jouself voor, naam van en waar kom jy vandaan en hoe het jy die prys gewen om 'n strooijonker te word? Wel, ek is Jean-Pierre de Villiers. Ek is hoe kan ek sê, ek het met die bruid se sussie getrou. Dit is hoe ek in die onthaal opgeëindig het. So ja, ons is van Pretoria af. Ons is daar net buite Montana en ja, dis my storie. Okay, so jy het eintlik nie 'n keuse gehad nie. Nee, ek is hier so met 'n force. Nee, ek spot sommer nie. Ja, ons is hier so vir Okoon. So ja, kyk maar wat gebeur. Dis wonderlik. Kals hier, ek sy broer ongelukkig. So, nie keuse nie. Okay, so het ook 'n keuse nie, nee. Ietsie mooi wat jy vir Koen kan sê op so 'n beautiful dag? Baie geluk Boetie. Jy het mooi groot geword en ek hoop is 'n baie lekker huwelik. Baie seën met die huwelik, ja. Enigiets waarna jy uitsien, persoonlik uitsien, om dalk jou eie vrouens te sien in rokke of enigiets anders? Ja, wel, ek dink dis maar meestal al die mense wat mens lanklaas mee gekuier het en bietjie gesellig wees en weer met almal gesels en bietjie weer almal in die bloed kry. Ja, dit is maar vir my. En die dogtertjie, ekskuus, ja, my dogtertjie gaan ook 'n blomme meisie wees, so dit is ook nogal vir my, ek sal like om te sien hoe sy gaan lyk. Dit is vir my iets om uit te sien. Ons gaan verseker nou met haar ietsie gesels ook. Laaste woorde van jou kant af? Niks van my kant af nie. Selfde, vriende en familie. Sy. Okay, dit is wonderlik, geniet die aand. Ek was nou hier by die kapel en almal wag net vir Mandri. Tradisioneel bietjie laat vir 'n bruid, maar sy het 'n belofte gemaak wat sy ongelukkig gebreek het. Soos jy kan sien, Koen en sy strooijonkers staan al voor en wag. Time on other people, only to find heartache. Don't wanna waste another second on anyone else but you. I gotta tell you now, before you make some plans. They say when you start falling, there's no coming back again. Looking in
under stars tonight. Hands are holding, feeling right. Skemerkelkies by Quinn en Mandri se troue. Het jy toe shooter gedrink? Ek het al 3 gedrink, so ek's fine. Wat se shooter het jy gedrink? Jägermeister, Zappa en wat was nog een? Nog 'n Jägermeister. Jy is die jongste suster van Mandri. Ja. Het jy nie die kat gemaak vir 'n strooimeisie nie? Nee, ek is nie so belangrik nie. Ek is net deel van die familie, maar het is nie so belangrik vir ons. Dis okay. Okay, maar kan ons dit gebruik of nie? Ja. Hoe sal nie dit gebruik nie? Okay, maar jy kan maar. Kan ons, okay. 100. Het jy nog vrae? Dink jy gaan die hart van die partytjie wees vanaand? Geen 100%. Ek sit genooi om die gees te bring, is al hoekom ek hier is. Ja, maar ek dink hulle het 100% die regte persoon gekies. Is jy nog 'n mooi boodskap vir Mandri wat jy vir hulle wil gee vir Mandri en Quinn? Wel, ek het 'n speech geskryf, ek hoop julle gaan dit ook sien, maar ek hoop hulle regtig net die beste vorentoe en ek weet hulle twee is regtig gemaak vir mekaar. My sussie is baie gelukkig, so ja. Ek seker dit sal goed gaan. Ek weet nie wat te sê nie, ek is nie getroud nie. Wat is die kern van jou speech vanaand wat jy later gaan gee? Nou laat jy my dink ook nog. Ek moes al gedink het oor wat ek gaan skryf. Ek praat oor beide van hulle, om my daaronder praat oor net my sussie en dan die Quinn se ma praat oor hom. So my job is om seker te maak dat ek oor beide van hulle praat, want ek ken hulle albei baie goed. Ja, en wil jy ietsie deel met ons uit daai gesprek of uit daai speech wat jy geskryf het? Kan jy nie wag nie, as jy so ongeduldig. Hierdie is vir later, sodat hulle hierdie later kan sien. Onthou hulle dit. Nou moet ek onthou, wat het ek geskryf? Gee jou speech. Rarig. Gee hom nou, dan oefen jy. Dat is 'n repetisie. Nou, nee. Gaan jy nou doen? Al wat ek kan sê is hulle gaan vir die res van hulle lewens stry oor watter een van die twee snork. Hy sê dis sy en sy sê dis hy. Dis goeie inhoud. Ja. Dis goeie inhoud. Ek weet nie wat om nog te sê nie. Dit is fantasties. Alles is voorbij. Dankie baie. Dit was baie ongemaklik. Kon jy maar nie beter prepare het nie? Nee, jy moet jouself prepare. Send vandag your names and just a quick message that you want to convey to the bride and the groom. Cameron, good luck guys, all the best. And I wish you a life filled with love and happiness. Mandri, we've come a long way together and it's so special to see you on your beautiful wedding day. You look stunning and I'm so excited to see what comes with you and Quinn. I wish you all the best, all the happiness, all the love. Mandri en Quinn, ek stap om met julle albei 'n lang pad en ek so bly om te sien julle albei saam en gelukkig en ek wens julle net die beste toe. Baie dankie, julle geniet die aand. Dankie. Wat sal 'n aand wees, 'n bruilofsaand wees sonder 'n seremoniemeester? Vertel ons 'n bietjie, waar kom jou liefde vir seremoniemeesterskap vandaan? Ek het geen liefde vir dit nie. Ek het eintlik geen liefde daarvoor nie. Sommige mense in die familie is the chosen ones. En hulle moet maar altyd pa staan vir dit. Is jy in dit ingebliksem? Ek is in dit ingebliksem. Met liefde. 6 love, 7-2. Okay, enige hoogtepunte wat ons kan verwag van jou vanaand? Glad nie, ek vertel geen jokes nie, hulle betaal my nie genoeg nie. Maar nee. Eers een joke. Ja, ek kan glad nie voor 'n kamera praat nie. Ek raak so emosioneel. Maar ons is hier saam, ons is hier vir jou. Ja. Okay, geef my 'n lekker boodskap wat jy net vir Mandri en Quinn wil gee. Mandri en Quinn, geniet die dag. Ons sien julle is rustig daaroor. Ons is baie lief vir julle. Ons sien ook julle liefde raak vir mekaar.
geniet dit. En just stay like you are. Ek dink ons almal het lief vir julle geraak soos julle is. Hierdie verander nie regtig veel nie. Dis maar net 'n papier. En een grappie? Nee, ek doen nie grappies nie. Baie dankie. Chris, dankie vir jou tyd. Ons is in die asemrowende net buite kan Knysna en dis voorreg om al hierdie mense so te sien en met hulle te kan praat en net hulle opinies te hoor oor die huwelik en veral Mandri en Quinn se huwelik. So 'n boodskap of 'n opinie wat jy wil gee oor die dag? Ja, Mandri Quinn, julle weet wat hulle sê van seks voor die huwelik. Oh ja, nee, klaar gedoen. Hou aan, staan sterk, hou aan mekaar lief hê, cherish each other above everything else, make each other your number one priority, nommer 1 keuse, en ja. Hoe weet jy hulle het oor die tou getrap? Door my living proof. Ja. Okay. Wow. Ja. Okay, dan was dit 'n baie mooi dag geweest. Ja, nee, fantastiese dag. Baie dankie vir die uitnodiging. Dankie dat ons 'n spesiale dag saam met julle kan deel. En yes, kan nie wag om saam met julle verder te kuier nie en net hierdie great celebration en oomblik saam met julle verder te kan vorentoe vat. Baie dankie, Chris. So there's some English-speaking people at this wedding as well. Just introduce yourselves and then just give us a short and brief message for the bride and the groom. Okay, I'm Mishka Danason. Hi, and congratulations. I'm so excited to see the path forward, and yeah, very excited. I'm Anya Danason, and I want you to cherish this marriage and to keep the love until the day. I don't know. Until the sun sets for eternity over the beautiful mountains and the ocean and so forth. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. That's so cool. Okay. Thank you so much. Thanks. That's it. Bernard staan hier by my, die bruid se pa. Jy lyk verskriklik trots. Jy lyk verskriklik gelukkig. Ek is bly vir my dogter. Dit is haar dag en dis 'n spesiale dag. Ek het net nog een keer vir Quinn vinnig ontmoet en ek het gedink, wow, regte keuse. Ek dink ook so. Jy weet 'n pa is maar gewoonlik skepties in die begin. Jy vind redes hoekom dit nie die regte persoon is nie, maar Quinn is die regte persoon want hy het so gegroei op my en hy's ook 'n baie goeie pa. En ek kyk mooi na Mandri. Is daar vertel vir ons 'n kort staaltjie van Mandri, net so kortliks, miskien iets wat te doen het met hoe sy hier opgeëindig het vandag by haar eie troue. Ja, nee, dit is baie interessant dat jy dit vra, jy weet. Sy het in haar, kom ons sê, middel 20s, so ek dink sy was 23, 24, toe het sy vir my gesê, jy weet pa, ek wil graag, wanneer ek 30 is, gesettel wees. Ek wil 'n familie hê. En sy het regtig dit gemanifesteer deur presies te kry wat sy wou gehad het. En dit is vir my mooi, dit is 'n mooi prentjie en ek dink alle vrouens sal miskien dit so wil hê, maar omdat dit my dogter is dit nog so meer spesiaal vir my, jy weet. Laaste vinnige boodskap aan die bruid en die bruidegom. Dis 'n moeilike een of miskien 'n maklike een. Ek dink die maklike een is wees net lief vir mekaar. En dan sal alles verder in plek val. Baie dankie vir jou tyd. Jy's baie welkom. Lekker aand verder. Dankie vir jou tyd. Thanks. Okay, het jy die family fight gekry? Moet ek hierdie wegsteek of? Nee, jy kan 'n stuk vat terwyl ons praat. Vinnig gou, wat doen jy by die troue? Hoe is jy, aan wie is jy gekoppel? Ek is Mandri se neefie, so klein neefie of hoe ook al jy dit wil sê, maar hier saam met my ouers, jy weet, sy het dit almal genooi, so ja. Spesiale boodskap vir haar en Quinn? Hulle pas perfek, dis al wat ek kan sê. Hulle is ideaal dink ek, sal ek sê. Ja, dat is baie dankie, lekker aand, né? Sal ook baie dankie. Okay, stel julle self gou voor en hoe pas julle in hier met die familie? Okay, dis Steven, ek sy vrou vir 28 jaar. Ja. Dit is Mandri se aangenome pa, kan ek maar sê, se boetie.
Die pa wat nie hier is nie. Okay. Ja. Okay. Die Picard. Die Picard, ja. Okay. Boodskap wat julle vir Mandri en Koen wil gee? Hulle moet maar net elke dag vat soos wat dit kom, kommunikeer en lief wees vir mekaar. En hulle sal geseënd wees. Ja, dit is 'n baie mooi venue wat julle gekies het. Dit is regtig nice. Dankie dat julle ons uitgenooi het. En ja, julle moet maak soos wat Lindy sê, dit werk altyd. So na 28 jaar kan julle vanaand hier wegstap en voel julle is geïnspireer en gemotiveer vir die volgende 28 jaar. Ja, definitief. Ja. Natuurlijk. Definitief. Ja. Ja. Ja, daar gaan ons in slow motion doen. So baie dankie vir julle tyd hoor. Dankie baie. So is dit vir ouma Toy so aan Koen se kant. Dan ek gee vir ons 'n lekker boodskap vir Koen en ek het die bruid se naam vergeet, Mandri. Okay. So is vir ouma Toy aan Koen se kant. Ek wil net vir hulle sê baie geluk. En ek hoop hulle sal ook soos ek en oupa 60 jaar getroud bly. Wow, wel ek dink dit was 'n baie mooi troue geweest vandag. Ek dink meeste mense is geïnspireer om langer getroud te bly na vandag. Ja, ek dink so. Want hulle is pragtig en dit is so pragtig. Jy weet, familietjie, so ek dink hulle sal dit regkry. En hulle hulle is goeie kinders, albei van hulle is. En ek is baie lief vir hulle. En ek hoop hulle sal die Here ken in al hulle weë. En dit is goed met hulle sal gaan. Geseënd is. Ek sê eintlik lief vir die kamera nie, so. Vind ek baie mooi hoor. Okay, daar's uit, baie dankie. Skewer kelkies by Mandri en Koen se troue. Ek sit hier so by Gerard. Dis Gerard, hoe pas jy in by die familie? Koen is my suster se seun. Is daar 'n mooi boodskap wat jy vir Koen en Mandri wil gee? Ek weet nie hoe mooi is die boodskap nie, maar ek wil net vir hulle sê baie sterkte en baie voorspoed vir die huwelikslewe. En ja, dit vat input van albei kante af, nee. En baie sterkte vir julle twee. Aan my regterkant het ons Linda, ek is Koen se tannie, so ek is ook die sussie se seun. Hy is ook my sussie se seun. Klink ons daai klugte wat hulle opgevoer het, né? My broer se vrou se man se sussie se seun se. Ek het 'n boodskap wat jy graag wil. Wel, Koen en Mandri, ek wil net vir julle sê, waar ek en my man vandag staan is lewenslange tronkstraf met geen parol. Dit is nou al 45 jaar, maar byt vas, dit raak beter en ja, net goeie dinge vir hulle en hulle moet net nooit kwaad gaan slaap nie. Alles uitpraat. Wat wil jy dit raak beter? Moet dit nie beter wees van die begin af nie? Nee, maar wat ek bedoel is, jy dink dit gaan dit is die beste nou op die oomblik. Maar jy 'n gesin bou, jou familie bou, jou toekoms bou, dan raak dit net beter. En dan is daar kleinkinders naderhand betrokke en ek het 4 pragtige kleinkinders. Baie mooi. Oh, hallo. Wil jy gaan met jou ma praat? Praat met jou ma. Hoe is dit nie die ma nie? Okay. Dis my dogter. My oudste kleindogter. Okay, kom ons gesels gou. Ja, maar. Sê jouself voorstel en net weer inpas by die familie en dan die mooi boodskap of 'n boodskap. Ek is Chantai, ek is Koen se niggie en ja, van iemand wat nou 4 maande terug ook getroud is, net sterkte en geniet dit en onthou om mekaar te koester. Raak dit beter? Wel, dit is nog goed op hierdie oomblik, so ons sal maar sien. Dit is nog te jonk om te sê, maar ja, ons glo so, ons vertrou so. Nee, wat dis jou ma hier, né? Nee, dis my tannie. O, dis jou tannie. Ja. Dis pa. Sy is my sussie. Okay, maar in elk geval. Ja, okay. Nee, maar soos jou tannie dan gesê, dis dit raak beter. So te sê ek mos nou, ja, maar moet dit nie beter wees van die begin af nie. En dit is nog goed op hierdie oomblik. Okay, hallo. Goed wees van die begin af en dan beter en beste. Wat is jou naam? Ja, my. Hoe pas jy by die familie in? Baie lekker. O, lekker. Nou, pas jy lekker in? Ja. Okay, en wil jy vir Mandri en Koen 'n boodskap gee? Geef hulle 'n boodskap?
ek hoop julle het 'n lekker dag verder en ek hoop julle is baie lief vir mekaar. Dis 'n mooi boodskap. En dink jy dit raak beter? Ja. Okay. Dis baie dankie vir jou tyd. Jy's nou al die hele dag ook hier saam met ons en ja, hoe is jy betrokke by die familie? Okay, so ek is Michelle en ek is Koen se skoonsis. Ek is getroud met sy boetie en hierdie is Olivia, sê hallo. Ja. En ja, ons hoop dat julle 'n baie lekker dag gehad het. Ons het dit baie geniet saam met julle. Mandri, jy het pragtig gelike en Koen, ja, jy dit okay. Wil jy iets hulle sê? Sê hulle met baie lekker troue. Baie lekker troue. En dit was lekker om julle blomme meisie te wees. Ja. Okay. Ja, jy was die blomme meisie geweest. Hoe was dit geweest? Goed. Ja, maar was dit vir jou lekker? Ja. Ja. Ja, en wat is die belangrikste taak van 'n blomme meisie? Om die blomme mooi te gooi, nee? Ja. Om die blomme mooi te gooi. Ja. Wil jy nog ietsie sê? Ja, sy's bietjie skaam. Okay, baie dankie. Lekker aand verder. Baie bitter mooi. Skimmerkelkies by Mandri en Koen se troue. Met wie praat ons hierso? Dis Reinhard en Daniel. Waar kom julle vandaan? George. Ah, wow, julle is daar by ons, né? Sê my gou, mooi boodskap of 'n lelike boodskap, maar 'n boodskap vir Mandri en Koen. Julle twee moet 'n lewe vol geluk en liefde saam hê. Ons is baie bly dat ons saam met julle kan geniet vandag. Dis beautiful hier waar ons is. Maar ja, dankie dat ons kan deel wees van dit en ja, moet nooit kwaad gaan slaap nie. Ja, ons doen dit heeltyd. Ek dink Koen, baie geluk, spesiale dag. Julle het baie mooi gelike. En dankie vir die bier. En ek hoop dat julle geniet julle aand en alles van die beste vorentoe. Wat was die hoogtepunt van die diens geweest vir julle? Daai waar hy gesê het dat die vrou altyd reg is en dat die man net gaan met al die planne wat sy maak. Daai is my die beste. Ja, dis baie soos ons huwelik. Dis maar wat ek doen, so dit help. Sê net ja en gaan dit saam met dit. En voel julle nou geïnspireer om net aan te gaan? Net aan te hou, ja. Definitief. Dankie vir julle tyd. Lekker aand. Dankie, julle ook. Skimmerkelkies by Koen en Mandri se troue. Koen se moeder. Ja. Hoe het ons hier opgeëindig? Jy moet my vra. Mandri het op hierdie plek besluit en geen ander plek was goed genoeg nie. Ons het nou 10 ander plekke gaan kyk. Villa Castellini moes dit wees. En wat dink jy daarvan? Beautiful. Van die begin af, baie mooi. Vertel my 'n bietjie, vertel my 'n oulike storie van Koen en Mandri. Koen en Mandri, as jy by hulle kuier, op 'n Saterdagoggend 7:30, dan stap ons na Ubuntu toe, is 'n koffieshop, in 'n parkeerarea. Die honde kry cappuccino's, ek en Mandri kry cappuccino, Lumaitjie kry 'n babychino. En daar sit ons, in die milde, oorkant Spar in die parkeerarea. Oh wow, sê my gou, en hoe het Mandri en Koen by mekaar gekom? Ek dink hulle het deur vriende ontmoet. Okay. Ja, en toe by 'n eetplek iewers saam opgeëindig en van daar af. Jou eerste indruk oor Mandri gewees? Baie oulik. Beautiful kind. Nog 'n dogter. Nog 'n dogter. Nog 'n dogter, is my tweede een. Sê my gou, mooi boodskap wat jy dalk wil oordra aan Mandri en Koen. Ek wil net hê hulle moet vir altyd gelukkig wees met hierdie beautiful uitsig en net dit altyd onthou. En raak dit beter? Die mikrofoon nie glad nie. Die huwelik. Die huwelik, ja. Vir jare daarna moet hulle net vasbyt, by mekaar staan. Dis al wat ek wil sê. Also baie dankie vir jou tyd, hoor. Jy lyk pragtig. Wag, en julle is net so oulik, hoor. Oh, pretty, you're like the sun, you burn it up, you burn me up. All ashes I've become, I'm all swept up. All spaces in between, you fill me up, you fill me up. And as the night falls slow, away we go. The highs, the lows, the fights, the falls.
the back, the forth on this collision course. The ups, the downs, you spin me round. Oh, give me everything you got. Give me your love, I'll give you my heart. Well, our lives can change. Our lives can change. Or we could have it all. Open your eyes, I'll give you my soul. Our lives can change. Our lives can change. Saam met my het ons vir Sonja, sy en haar suster is die eienaar van Villa Castellini en natuurlik ook die plek waar Mandri en Quinn getroud is. Hoe is dit om so 'n plek te hê? Jy het 'n asemrowende plek met een van die beste uitsigte wat ek al ooit in my lewe gesien het. Dit is baie spesiaal. Hierdie uitsig is baie spesiaal. Ja, dit is baie moeilik. Ons het met die troues begin, ons het nie gedink ons gaan dit doen nie en dit maar klein begin. Ons het maar key-tent gehad daarvoor en nou ja, toe ontwikkel dit in 'n groot saal en ja, dis 'n span wat nou 'n ding moet doen. Sê my gou, toe Mandri hulle na julle toe gekom het vir hulle troue, die oomblik wat jy 'n bruid ontmoet en 'n bruidegom, is daar iets wat in jou kop afgaan wat sê, okay, dit is hoe die spyskaart moet lyk, dit is hoe dinge gaan verloop by Villa Castellini? Nee, ek dink as jy die bruid ontmoet, vat dit 'n rukkie vir jou om te relate en te kyk waar wil sy heen gaan. Die menus met hulle kies, dit word vir hulle gesê wat daar beskikbaar is, so hulle kies dan wat hulle wil hê. Maar hulle het almal maar hulle eie idees wat hulle wil doen en hoe hulle dit wil doen. Maar dit is 'n manier om jou bruid te leer ken en dan met haar 'n pad te loop. So wat is op die spyskaart hier by Mandri hulle se troue? Vanaand. Goed, daar's vis, wat in 'n wynsous met tamatie en pesto en garlic en alles. En dan is daar filet, wat baie lekker is, baie sag, met 'n mushroom sous. En dan is daar bone met parmesan kaas. En daar is pompoen, lekker taai, sticky pumpkin. En dan het ons rys, wat 'n garlic rys is. En dan natuurlik Karinkie pudding gemaak. Dit is 'n lekker kaaskoek, baie lekker. En salade. So dit is en daar slaai. Dis hulle menu vir die aand. Daar's baie dankie. Groot plesier. Enige iets wat jy dalk vir die bruidspaar wil sê? Ek wil net vir hulle sê, hulle moet baie lief wees vir mekaar. En hulle moet leer om te kommunikeer. Dit is baie belangrik. Praat, dis iets praat, want daai klein dingetjie word 'n groot ding. Sorteer dit uit. Baie dankie. Lekker aand. Julle ook weer. Bye. You mistake every move you say. I'll be watching you. Okay, so nou sit Mandy Sleer, né? Hoe voel dit om mevrou Sleer te wees? Ek moet sê ek's excited. Die dag is eintlik hier, na lank gewag, maar ja, ek voel great. En nou is dit al die admin van die boekies verander en of hoe werk daai goed? Ek was nog nie deur dit nie. Ek het die grootste slapelose nagte gehad om hierdie troue te beplan, hoor. Begin gou weer. Ek het slapelose nagte gehad om hierdie troue alleen te beplan, hoor. Kan jou net sê. Joh, nou is ek so verlig. Ek beloof jou, hy is net so verbaas hoe die saal lyk, soos al die gaste wat hier gejoin het, want we did everything. Ek het alles gedoen. Sê my gou, Mandri, ons het vergeet, of nie vergeet nie, ons het mos nou onthou, maar weet jy rokontwerp en wat dit is regtig 'n baie mooi rok. Dis baie klassiek. Ek dink oor 20 jaar as jy hierdie video's kyk en goed, gaan jy nog steeds dink, wow, wat 'n mooi rok en goed. En wat het jou inspireer met hierdie ontwerp? Ek het my rok by 'n uniek butiek gekry, so dis uniek met 'n U. Melanie is die vroukie wat dit design het. En vir my van die begin af was dit, ek soek iets klassiek, ek soek iets te besig nie, ek soek iets spierwit en iets wat oor 'n paar jaar van nou nog steeds elegant gaan wees. En vir my, dit was die derde rok wat ek aangepas het en toe weet ek. Rok waarin jou kleinkinders eendag kan trou. Definitief.
So we gaan in jou pak en goed, wie dit ontwerp en wat was die inspirasie daar agter? Die ontwerper is W. Oolies. Ja, almal ken daai ontwerper nie. Maar ja, ek wou net 'n bietjie iets anders doen as die swart en toe gaan ek met hierdie half. Dis soos 'n skoolbroek grys, maar ek weet nie, ek like net hierdie kleur. Toe gaan ons mee. Ja. Ja, julle al wat ek pragtig. Wat was jou gunsteling oomblik van die dag gewees? Eintlik baie alles. Ek het alles geniet van die begin tot die einde. Dit het so vinnig begin aan die gang kom, maar ons het dit die hele tyd net geniet en met die mense wat jy weet naaste aan ons special gemaak. So die hele ding van die begin tot die einde was. Ek kan nie vir jou een oomblik sê. Alles was goed. Ek moet sê vir my as buitestander wat glad niemand hier ken nie, dit is regtig 'n mooi troue. Ek glo van mooi, dit is warm. Die mense is liefdevol, jy kan sien almal gee om vir mekaar. En daar's so rustigheid hier, daar's so tevredenheid hier, daar's vrede. Daar's vrede hier. Wat was jou gunsteling oomblik van die dag gewees? Ek dink toe mense in die kerk instap en dis al hierdie soos jy bou die hele dag bou op tot dit en nou hier is die oomblik, hier begin dit en dis al jou mense wat daar sit en almal wat van werk kom net vir hierdie oomblik. En as ek sê almal hierso is handpicked, bedoel ek dit. Elke gas hier is met 'n doel hier. Ja. Iets wat jy vir Koen wil sê op kamera nou, is daar iets wat jy wil deel met ons wat jy graag vir hom wil sê? Ja, it's no turning back now. Ja, ek dink it's a long time coming en ek so bly om ons lewe som te begin. En van jou kant af? Ja. Ek wil net sê al my beloftes aan jou, ek gaan hulle nakom en ek's baie lief vir jou. Jy het my 'n baie gelukkige volmaakte man gemaak. Jy's 'n baie goeie ma vir ons kind. Jy's 'n goeie vrou vir my. Baie dankie om my die eer te gee om jou my vrou te wees. Ons is baie geluk van ons kant af, meneer en mevrou Sleer. Dit was 'n voorreg geweest om die dag saam met julle kon deel. Ons is natuurlik nog hier tot as die koeksny en die eerste dans geopen word. So, maar dit was regtig spesiaal, hoor. En ek sien uit om dit wat ons vandag saamgevat het, saam met julle deel, is baie opwindend goed, hoor. Okay. Dankie julle. Ja. En jy, wat is dit? Hallo, wil jy iets sê? Nee. Koen wou Mandri oorspronklik op 'n seevakansie vra om te trou. Maar toe kom Lumay in die storie. Dit was uitgestel tot ons 'n familievakansie beplan het in Magubas Kloof. Ek het hulle almal, honde ingesluit, na 'n klein dam gevat met 'n dek oor die water en haar daar gevra om te trou en sy het ja gesê en die res is geskiedenis. Wat is die een ding wat jy die meeste van jou maat liefhet? En Koen antwoord: Mandri is die perfekte maat vir my. Sy kan 'n grappie vat, wel, tot op 'n punt, en ek love die cheek wat sy my gee as ek moeilikheid soek. Ons is altyd besig om te speel fight. Maar ek glo vas dit verlig baie van die stres van ons alledaagse lewe en om in 'n verhouding te wees. Ons respekteer mekaar se tyd en stokperdjies en weet dit is belangrik vir mekaar. Ons albei werk hard aan ons opvoeding en loopbane en glo vas almal kies hulle eie paadjie wat jy stap in die lewe. Ek vind Mandri verskriklik aantreklik en selfs meer na ons eerste kind. Sy word vir my net mooier by die dag. Ons is albei uitstekende ouers op ons eie manier en moedig mekaar aan om altyd beter te probeer wees. Mandri antwoord: wat ek hou van Koen is dat hy die lewe geniet en niks te ernstig opneem nie. Hy is spontaan homself en het altyd 'n grappie up his sleeve. Hy dra my al van dag 1 af op sy hande. Hy is regtig die hart van ons huis. Ek sweer, ewen die voëls in die bome sou hulle sterkte waai as hulle kon. Want ons hele huis is excited as hy by die huis kom. Selfs die honde. Wat ek van hom waardeer is, hy daag elke dag op. Of dit is om my by die huis te help met taakies of om my met Lumay te help of net om op te ruim na aandete. As ek sê ek het die jackpot geslaan, dan bedoel ek dit. Regtig.
Hy's vir my ook so handsome en niemand sal sy plek in my hart ooit kan opneem nie.